So ons is besig om te recap oor genade, ons uitnodiging vir hierdie jaar. En nou, ek skryf ergens in my gebedsjoernaal, Here, hierdie jaar is die jaar van genade, maar nou voel dit hier aan die einde van die jaar, dit voel vir my alles behalwe genade. Voel vir my net taaf. Maar dis genade. Jesus het gesê, in hierdie wêreld sal julle moeilikheid hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed. Johannes sê, en dis ons kernskrif vir hierdie jaar, en uit sy volheid, uit die volheid van Jesus, het ons almal ontvang, ja, genade op genade. 5 Bybelse syfer vir genade, 5 maal 5, 25, dubbel genade. En ek wil hê ons moet weet dat die vyand nie happy is nie. Terwyl ons oor genade praat en die Here se goedheid en guns oor ons, gaan hy mos nou in elk geval mos al sy energie inspann om vir ons te wys, nee man, God is nie so genadig soos wat julle dink hy is nie. Hy gaan dit try. Hy gaan. Maar uit sy volheid uit. En as jy nou verlede Sondag hier was, of jy dalk in die week geluister het, of sommer na daai videoklippie gekyk het, wat ek geshare het, oor Charles Blondin of Blondine, of wat ook al die uitspraak is, wat oor die Niagara watervalle gedraad loop het, getied rope walk het, en toe sy bestuurder, ek wil hom nou nie so ou bestuur wat so waghalsig is nie, jy weet, sy bestuurder op sy rug oorgedra het. Kan jy nou glo, as jy iemand se bestuurder is, moet jy dan glo in daai ou, nee. So as niemand anders te gewillig was, sal jy wraggies waar you'll have to put your money where your mouth is. En hy dra hom oor, maar hy sê vir hom, onthou julle wat sê hy vir hom? Hy sê, moenie jy probeer balanseer nie. You just become one with me. En toe ek nou weer dit gaan lees, toe sê hulle, ek weet nou nie of dit nou waar is nie, maar hy het vir Harry Calkort gesê, be a part of me, mind, body and soul. Want as jy nie een met my is nie, as jy 'n counterbalance is, of as jy in die verkeerde rigting lê, of as jy begin benoud raak, het hy gesê, you know what? We will both die. Dit is nogal bemoedigend, nee. So, if you're not one with me, mind, body and soul, we can both die. Dis die uitkoms. Geliefdes, Jesus nooi die skare en vir ons in Matteus 11, en ons het al in hierdie jaar baie na hierdie skrif gekyk, maar ek wil hê ons moet net weer Jesus se uitnodiging hoor. Hy sê, kom na my toe, Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na my toe. Ons ken hierdie skrif. Hy sê, as jy moeg is en jy is uitgeput, en ons weet, hy het verwys na al hierdie godsdienstige reëls, die wette, die self probeer, as jy dink oor die laaste 3 weke, waaroor ons gepraat het, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, ons kan nie in ons eie vermoë nie, ons eie vlees nie, ons het nodig om in God se genade, God se vermoë in te beweeg. Dan sê hy, kom neem my juk op, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En luister wat sê hy, en julle sal rus vind vir julle siele. En is in ons sielsmens waar ons die struggle het. Onthou jy, ek het vir jou gesê, die dag toe jy tot bekering gekom het, is jou gees gewederbaar. Jou gees groei nie op nie, jou gees is volmaak. Maar dis my sielsmens. Dis my hart. Dis my denke, my gedagtes. Al maak die Here daai goed nuut. Want hy het gesê, jy weet, as ons net tot bekering gekom en dan is alles, die wêreld is mooi, maar dan gaan die wêreld aan and then it becomes tough, en baie keer verval ons weer terug in ons ou patrone van sonde en ander kere dan tel ons nuwe slegte goed op. Hy sê, maar jy kan rus vind vir jou siel.
Wat 'n mooi uitnodiging. Want dit is ons sielsmens wat struggle. Dit is ons sielsmens wat stoei met al hierdie goed hier in die wêreld. Al die uitdagings, alles wat swaar is, alles wat moeilik is. En die message is vir my so mooi. Hy sê, walk with me, work with me, watch. Learn the unforced rhythms of grace. Learn to live freely and lightly. Wil jy graag freely live and lightly live? Ja, dan sê ek, dit beteken nie dat ons het nie ander uitdagings nie. Dit beteken we become one with him. Onthou jy wat het ek laas Sondag gesê, wanneer Jesus praat oor sy juk, wat sag is in sy las, toe het ek gesê, dit word maklik. Hierdie juk van Jesus word maklik en lig, as ek hom toelaat om die werk te doen, en ek kies slegs om by hom te leer, om saam met hom te loop, to walk with him, to work with him, to watch. Jesus het mos klaar die werk gedoen. Amen? Amen? Aan die kruis het Jesus klaar die werk gedoen. So, nou nooi ons uit. Kom, stap saam met my. Leer van my. Loop saam met my. Hierdie unforced rhythms of grace. Dink weer aan die woorde van Charles aan Harry. Hy sê, dit klink amper soos die koninklike familie. Hy sê, become one with me. Mind, body and soul. Is dit nie waartoe Jesus ons uitlig? Word net een met my. Jy kan bietjie gaan kyk daar in Johannes 14, waar Jesus praat en hy sê, ek en my Vader is een, julle in my, ek en julle. Jy kan dit neerskryf, Johannes 17 ook, vers 20, dieselfde. Wees in my, ek en my Vader, ek en hom, hy in my, julle in ons. Hy nooi ons uit na hierdie eenheid toe. Nou, Jesus is ons perfekte voorbeeld vir wat ons moet doen en wat ons moet wees in elke area van ons lewens. Maar daar's twee goed wat Jesus in sy lewe en sy bediening vir ons kom wys het. En as jy dit wil neerskryf, kan jy. Eerstens het hy vir ons kom wys hoe die Vader is. Hy sê, ek kom toon aan julle die Vader. Nee? Die tweede ding is, het Jesus eintlik vir ons kom wys, hoe lyk 'n mens wat vol van God se genade en God se krag is? Daai twee goed. En beide hierdie goed kon Jesus net doen as gevolg van God se genade, God se vermoë, God's ability in hom. Onthou verlede week, as jy dit gemis het, moet jy gaan catch up. So, dis vir my en jou belangrik om so 'n bietjie te fokus op Jesus se menslikheid, his humanity. Want hy is ons voorbeeld. En ek dink ek het laasweek in die boodskap gesê, ja, al hierdie goed is nou goed vir Jesus, maar wat van my? En vanmôre wil ek, wat van jou en my in Jesus? Sê hierso? So dit is belangrik dat ons net iets sal verstaan van Jesus se menswees, want as ons 'n verkeerde begrip het van sy menslikheid, dan beperk dit eintlik dit wat God in jou en my lewe kan doen. Want Jesus se menslikheid gee eintlik vir ons 'n basis vir hoop, vir oorwinning in ons eie lewens. En as ons faal om dit raak te sien, dan gaan ons iets mis van God se genade in ons lewens. Dan gaan ons iets mis van die potensiaal wat daar is in elkeen van ons. Nou, in Jesus se tyd en vandag ook, en seker bietjie meer in vandag as in Jesus se tyd, was daar mense wat getwyfel het oor Jesus se menslikheid. En Johannes skryf in sy klein briefies, daai sendbriewe van hom hieroor. En dan in Johannes 1
of 1 Johannes 4, dan praat Johannes hier oor hierdie mense wat oor Jesus se menslikheid getwyfel het of eintlik daaroor gepraat het en gesê, nee, Jesus was nie hier op aarde mens nie. Hoor wat skryf Johannes hieroor. Hy sê, hierin ken julle die gees van God. Jesus, maar daai is bright pink. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Dit is die gees van die anti-kris. Hoor wat sê hy? Dis die gees van die anti-kris. Hy sê waarvan julle gehoor het, dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Baie keer dink ons, nee, die anti-kris gaan nog kom. Die anti-kris is al lankal, sy gees is aan die werk. Kom aan, dink bietjie in ons dag. Dink bietjie in ons dag, die gees van die anti-kris. Johannes skryf al hieroor. Hy sê as mense sê Jesus was nie op aarde volkome mens nie, is dis die gees van die anti-kris. Dis die gees van die anti-kris. Die gees van die anti-kris wat aan die werk is. Die eertydse gnostisiste, jy kan dit maar gaan Google daai groot woord, gnostics. Hulle het ontken dat Jesus 'n mens soos ons geword het toe hy aarde toe gekom het. Maar wanneer ons na die skrif kyk, dan sê die skrif vir ons baie duidelik, en kyk daar in Handelinge hoofstuk 10, dat Handelinge skryf, hy sê, julle weet ook hoe God Jesus van Nasaret, dis vir my so mooi, Jesus van Nasaret, so kom ons maak net vas waar hy vandaan kom. So, wat is sy herkoms? Hy kom uit Nasaret uit, want dis waar sy pa en sy ma was. Nou oké, ons weet nou iets van Jesus se goddelike geboorte. As jy nou van Witbank afkom, sê jy nooit, ek is Jan van Witbank nie. Maar ek het van Boksburg afgekom, jy weet. Luister maar, hoor wat sê hy. Hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. En ek share dalk niks niets met jou vandag nie. Maar dit is belangrik dat ek en jy net weer hierdie goed sal vasmaak. Daar's 'n wêreld daar buite wat nie glo dat Jesus wel gekom het na hierdie aarde toe, van die troon van God af, van God se regterhand af nie, dat hy gebore is deur 'n vrou sonder 'n aardse pa, verwek deur die Heilige Gees, en dat hy al hierdie goed wat hy gedoen het as mens. Maar luister wat sê Handelinge 10 vir ons. Hy sê wat? Hy sê die Gees. Hy was met die Gees en die krag van God gesalf. En wat het hy gedoen? Hy het rondgegaan, hy het goeie werke gedoen en mense gesond gemaak, want God was by hom. Kyk hoe mooi is dit in die Passion. Jesus of Nazareth, say, was anointed by God with the Holy Spirit and with great power. God had anointed him. En wat het hy gedoen? He did wonderful things. Hallo? So, die leer aangaande Jesus se menslikheid vat niks weg van Jesus se goddelikheid nie. Maar in Filippense praat Paulus baie duidelik hieroor. En ek het dit uit die 2020 vertaling uitgehaal. Hy sê, alhoewel hy, dis Jesus, in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het hom daarvan leeg gemaak. So, Jesus, toe hy aarde toe gekom het, gebore deur Maria, 'n vrou, wat het hy agtergelos? Hy het sy goddelikheid agtergelos.
Hy het homself leeg gemaak. Hy was aan God gelyk. Hy het dit geen roof geag, sê die ou Afrikaanse vertaling, aan God gelyk te wees nie. Maar hy het dit alles gelos. Wat? Hy word aan die mens gelyk. Hy word 'n slaaf soos 'n mens. Hy sterf aan die kruis van Golgotha. Wat? As volkome mens. Ek gaan nou net weer terug na Handelinge toe. Maar hy was gesalf deur die Heilige Gees en die krag van God was op hom. So, miskien moet ons weer 'n bietjie na hierdie vers gaan kyk, hierdie verse. Wat het Jesus agtergelos om aarde toe te kom? So hoekom is dit belangrik dat ek en jy dit sal verstaan? Geliefdes, dis belangrik, want as ek en jy sien dat Jesus gehandel en gewandel het as 'n volkome mens, vol van die Heilige Gees en vol van die genade van God, dan kan ons die moontlikheid insien van die vervulling van Jesus se woorde daar in Johannes 14 vers 12. Hy sê die dinge wat ek gedoen het, sal julle ook doen en nog groter dinge as dit. Hallo, Jesus het dit gesê, maar ek en jy moet iets verstaan van Jesus se menslikheid hier op aarde. Die feit dat hy vol van die Heilige Gees was en vol van God se genade, God se vermoë. Is julle nog hierso? Kan ons nog 'n bietjie aangaan? So, as Jesus alles gedoen het, wat hy gedoen het as God, en nie as mens nie, dan is daar eintlik vir jou en my geen hoop om enigstens dieselfde te doen as wat Jesus gedoen het nie. Nee? Want as hy dit gedoen het as God, hoe gaan ek en jy daarby uitkom? Maar as hy dit gedoen het as mens gevul met God se Gees en God se genade, dan gee dit vir jou en my hoop. Kry julle 'n bietjie hoop vanmôre? Maar as Jesus dit wat hy gedoen het as mens vol van die genade van God, dan kan ek en jy ook die werke van die duiwel oorwin. Kan ons ook sonde in ons lewens oorwin? En kan ons elkeen ons roeping hier op aarde uitleef? Hallo? Hallo? En luister, Jesus het dit self gesê, daar in Johannes 8 vers 28, en ek gee vanmôre vir jou 'n klomp skrif, want ek wil nie hê jy moet jouself fundeer in my woorde nie, of my interpretasie nie, fundeer jouself in God se woord. Wat het Jesus gesê? Daai geel is nie lekker nie. Hy sê, uit myself doen ek niks nie. Hy sê, ek het net geleer, dink ek staan daar, wat ek by die Vader gesien het. Kyk maar op jou blaadjie, dis mooi daar op jou blaadjie. Hy sê, maar net wat die Vader my geleer het, dit spreek ek. Sien jy vanmôre iets in van wat Jesus eintlik prysgegee het om na hierdie aarde toe te kom, wat hy gelos het? Hoekom? Sodat ek en jy ook in hierdie genade kan leef. OK, ek moet dalk 'n bietjie gouer maak. Nou, luister, nou kom Jesus en hy beklemtoon dit weer. Hy in Johannes 5 vers 19, hy sê voorwaar, 2 keer. Nee mag. Ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Daai julle wat ek gesê het, Jesus het 2 goed gedoen, kom doen. Hy het aan ons die Vader kom toon, maar hy het ook vir ons kom wys wat ons kan doen deur die krag en die genade van God wat in ons werk. So, nooit het Jesus voorgeneem of voorgegee dat hy al hierdie goed in sy eie krag doen nie. Wat het Jesus gedoen voordat hy die brood en die visse vermeerder het? Hy het opgekyk en gebid.
Want hy was totaal en al afhanklik. Hoor julle vanmôre? So Jesus se vermoë was nie syne nie. Sy vermoë was God se. Onthou julle laasweek, genade is gelykstaande aan God se vermoë. Want dis tog wat genade is, God se vermoë om jou en my te red. God se vermoë om vir jou en my te gee wat ons nie verdien nie. God se vermoë om ons sonde weg te vat. God se vermoë wat in ons werk, sodat ek en jy in oorwinning kan leef. Dat ek en jy die sonde in ons lewe kan oorwin. Die feit dat ek en jy in oorwinning kan stap oor al hierdie goed. Amen. So, dis Lukas, wat so 'n bietjie teruggaan in Jesus se groot word, en dan kyk wat sê Lukas, oor Jesus. Hy sê, toe hy nog 'n kindjie was, wat het hy gegroei en sterk geword, in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Is nie mooi nie? Man, dit maak my opgewonde. Die Passion sê, the child grew more powerful in grace. Ek hou van dit. Powerful in grace. He grew more powerful. Kan ek en jy groei in genade? Sure. For he was being filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Is dit nie mooi nie? En net 'n paar verse verder praat Lukas weer, en nou het Jesus bietjie groter geword. Ek dink dit was net na Jesus daar agtergebly het in die tempel, en sy ma en sy pa bietjie ongelukkig was daaroor. Hy sê, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mens. Dis vir my mooi dat Jesus gegroei het in genade. Ek en jy kan groei in genade. Johannes sê, uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. Is dit nie mooi nie? Ons kan groei in hierdie genade van God. In sy vermoë, in sy ability. Ons hoef nie te bly en te wees waar ons was nie. Môre is vir ons 'n nuwe geleentheid om te groei in hierdie genade. Maar wat is die uitnodiging? Hey, kom leer by my. Come walk with me. Come work with me. Come watch. Learn the unforced rhythms of grace. Is dit nie mooi nie? Sê dankbaar vir genade. Sê dankbaar vir genade. Ek en jy kan groei in genade. Okay. So Jesus het opgegroei en toegeneem in kennis en die krag van God wat in hom gewerk het, so die genade ook meer en meer geword. En nou weet ons het dit gelees, en Jesus het rondgegaan, hy het groot dinge gedoen, wonderwerke, tekens, brood vermeerder, en. Jesus sê, daai goed wat ek gedoen het, nog groter goed kan julle doen. Maar daar's net so 'n ander kant wat ek graag vanmôre net bietjie op wil fokus. Sal jy my nog, nee, is nog vroeg man, jette. Hallo oom. Oom, ek het hom persent gekry. Luister gou. Want dis vir ons, daai een is vir ons maklik om te verstaan. Die gees, die genade van God, en Jesus doen al hierdie wonderlike dinge, maar daar's 'n ander kant. Daar's 'n ander kant waaroor ons nie altyd praat nie, en dis daai kant waarmee ek en jy sukkel. Dis nou weer 'n ander kant van genade. Ons is nou al by die bokant, die ander kant, die onderste kant, die voorste kant. Okay, hier's 'n ander kant. Want dit is vanmôre vir my belangrik, dat ek en jy dit huis toe sal vat, na eintlik 3 weke. En daai is die feit, dat dit deur die genade van God is, die vermoë van God, dat Jesus die versoeking kon weerstaan het, wat sy pad langs gekom het.
Want Jesus leer ons, was 'n mens sonder sonde. Nou, daar's baie debatte oor, so kon Jesus nou sonde doen, of kon Jesus nou nie sonde doen nie. As Jesus dan nou volkome mens was wat aarde toe gekom het, dan sê Jakobus, kom ons gaan net na hierdie skrif toe, ek wil dit net gebruik as 'n basis. Jakobus sê, elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. So daar's 'n proses. Maar hou net daarbo. Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en weggelei word. Ek het hier geskryf op my notas, en miskien wil jy dit vinnig neerskryf. So, dis dan voor die hand liggend, dat daar geen versoeking kan wees, waar daar nie eers 'n begeerte daarna is nie. Hoor jy vanmôre, moet ek dit herhaal? So daar's eers daai begeerte. En wanneer ek toegee aan daai begeerte, dan word dit 'n versoeking. Hallo? So, as die begeerte nie daar is, kan dit nie 'n versoeking word nie. Ek wou 'n voorbeeld gebruik het, maar ek was bang om 'n voorbeeld te gebruik, want as ek bang, iemand battle daarmee. Maar daar's sekere goed wat vir my geen begeerte is nie, so dit word nooit vir my 'n versoeking nie. Maar jette, sal daar nou 'n koekie... Want daar's 'n begeerte. Daar's 'n begeerte. Net aan die Susie. Dink ek nou aan daai fudge. Daar's 'n begeerte. En dis daai begeerte wat 'n versoeking word, en dan begin daai ding 'n siklus word. OK. Ek wil hier met iets vanmôre hoor daarvan. Want dis vir ons belangrik. Nou sê Hebreërs hoofstuk 4, en ek wil net eintlik nou, los die eerste deel van daai vers, ons gaan terugkom na hom toe. Nee, gaan terug. Hy sê daai groen. Jesus was in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde. Hallo? So, Jesus se versoeking was versoekings was geensins anders as die versoekings waarvoor ek en jy te staan kom nie. Die moeilike vraag is egter, jy moet dit oordink voordat jy my nou met stene gooi. Het Jesus se vlees dalk ook die dinge begeer wat nie volgens die wil van die Vader was nie? As hy mens was net soos ek en jy, het sy vlees ook sekere goed begeer wat dalk nie van die Vader was nie. Dink bietjie aan daai versoekings wat gekom het in die woestyn. Die eerste ding is, ek is honger, ek vas. Wat kom doen die duiwel? Sê vir hierdie klippe, word brood. Honger is nie altyd 'n versoeking nie. Honger gaan vir jou versoeking word môre, tussen 6 en 6. Dankie tog, ek hoef nie met koekies te werk môre, of koekies te bak in enige vorm nie. Die Here help vir jou selfdag. En ek is nie nou besig om hier iets, jy moet die konteks verstaan waarin ek dit vanmôre sê. Wat was die ander versoeking? So, jy's mos nou eintlik hier Jesus om 'n koninkryk te vestig. So weet jy wat, alles behoort aan my.
Adam het die heerskappy van hierdie wêreld aan my oorgegee, daai dag toe hy en Eva hulle ding gedoen het. Sonde. So alles is aan my oorgegee. So weet jy wat? You don't have to go through the suffering. Buig net voor my neer en dan gee ek vir jou die koninkryke van die wêreld. Want dit is in my mag. Voel dit soos 'n menslike versoeking. Hoekom moet ek struggle om hierdie goed te kry? Hoekom moet ek werk? Hoekom kan ek nie net nie? Hoekom kan ek nie net, omdat jy het iets vat wat jy het, want ek nie het nie? Ja, that's power. Hoor vanmôre net iets. Wat was die ander ene? So, as jy nou die seun van God is, want hy vat hom daar na die hoogste deel van die tempel toe, gaan hy mos eintlik jou beskerm, so spring maar hier af en kyk bietjie of die engele hy nie die engele aangaande jou bevel sal gee, en jy 'n soft landing gaan hê nie. Ek wil dit nie moeilik maak nie, ek wil eintlik by die antwoord kom vanmôre, maar ek wil hê ons moet iets verstaan van Jesus se menslikheid hier op aarde. Dit wat Jesus gedoen het, al die wonderwerke het hy gedoen, nie deur sy eie vermoë nie, maar deur die Heilige Gees wat in hom gewerk het. Die oorwinnings wat hy behaal het, was nie sy eie vermoë nie, dit was die vermoë van God, dit was God se genade in sy lewe. En die wonderlike ding daarvan, en ek kry sommer hoendervleis as ek daaroor praat, is die wonderlike ding daarvan, is daai selfde genade, is joune en myne. En die vyand kom mislei ons. Ja, maar onthou, dit was Jesus. Jy is jy. The victory is yours. Hallo? Maar sonder sonde. Jesus se versoeking was geensins anders as ons nie. Dit was nie fake versoekings nie. Dit was nie net, kom ons doen net gou-gou hierdie goed, dat mense net kan sê, nee. Jesus moes op die woord staan. Jesus moes die vyand bestraf. As jy nou in die Chosen gekyk het, was daar vele kere wat sy disippels hom aangepor het en gemotiveer het om nou hierdie koninkryk te vestig. Hallo. So die vraag is, so hoe was Jesus dan in staat om hierdie menslike versoekings wat ek en jy beleef, wat hy ook beleef het, hoe was hy in staat om dit te oorwin? Hebreërs 4 gee die antwoord. Laat ons dan met vrymoedigheid gaan na die genade troon. Is dit nie mooi nie? Ek dink toe daaroor, hoeveel keer het Jesus nie alleen verdwyn en gaan bid en met sy pa gaan praat nie? Jong, as julle nou vandag nou my beeltjie wou blaas en julle nou my vertel, Jesus, maar jy's 'n goeie ou lets en jy's 'n wonderlike mens en, maar weet jy wat, as jy nou net so 'n bietjie meer guts het of jy weet, verstaan jy nie bietjie, jy kan die president word van hierdie land nie. En ons sou ek nou maar goed gevoel het hê. Dink aan hierdie battle van Jesus, hierdie ouens wat hy gekies het, jy weet, waaroor hy gebid het in die nag deur gebid het, en hy kies hierdie ouens, en een steek hom in die rug, en die ander, jy weet, nie fisies in die rug nie, maar jy verstaan oor Judas. En hulle motiveer om die koninkryk te, en hy moet eers heeltyd backpedal en sê, nee, en dan moet hy vir hulle sê, luister man, as iemand jou klap hier, draai maar. Daar nie Chosen, daai gedeelte waar Jesus en sy disippels loop en die Romeinse soldate kom, en dan is die uitbeelding van, julle moet nou ons bagasie dra, en dan is die disippels, na die eerste myl, yes! Jesus sê, no, pick it up, let's go on. Ja,
Is jy vanmôre hier, hoor jy vanmôre iets? Ek wil hê jy moet iets hoor van die potensiaal wat daar is in God se genade vir jou en vir my. Luister mooi. Daar's 'n genadetroon en ek en jy word uitgenooi om hiernatoe te kom sodat ons genade kan kry vir wanneer daai battle swaar raak, wanneer die versoekings daar is, wanneer dit moeilik raak en ek wil opgee en ingee en handdoek ingooi om te sê nee, ek wend my na die troon van genade. Kyk gou 'n bietjie net wat sê die Passion. Hy sê dit so mooi. He understands humanity. For as a man, our magnificent king priest was tempted in every way just as we are, and conquered sin. So now we draw freely and boldly to where grace is enthroned. Is dit nie mooi nie? To receive mercy's kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. So daai troon van genade, dis wanneer ek gaan soontoe wanneer ek weak is. Wanneer ek swak is. Wanneer dit nie vir my sin maak nie. Wanneer ek dit nie verstaan nie. Wanneer die aanslag van die vyand vel is, wanneer daai versoeking kom en sê, ja, Here. Hallo. Dis profound. Jesus het na die Vader toe gegaan en na sy genade, sy vermoë, dis wat hy daar ontvang het, as hy dit nodig gehad het. Want Hebreërs 2 en ek het vir jou daar 4 skrifte uit verskillende vertalings gegee, net dat jy verstaan iets. Hier, en hy praat hier oor Jesus, suffered and endured every test and temptation so that he can help us every time we pass through the ordeals of life. Die 2020 sê, want omdat hy self gelei het, toe hy versoek is hy in staat om die wat versoek word te help. Is dit nie amazing nie? Hy verstaan. Hy is ons hoëpriester. Nou is ek sommer al by die vers waarmee ek wil eintlik klaarmaak. Hy is ons hoëpriester wat nie met ons swakhede onbekend is nie, maar hy het medelee. Hoe kan hy medelee hê? In laas jaar, hierdie jaar, het ek en Breggie dit eerstehands beleef toe ons kinders met se swangerskap en die miskrame en daai goed. Toe ons kinders daar deurgaan, toe besef ons ander mense het daar deurgegaan en ons gesê, ag weet jy, ons is so jammer vir julle, maar dis maar die natuur se manier, die Here weet beter. Maar toe ons eie kinders daar deurgaan en ons die pyn en die seer en daai goed beleef en verstaan en vir die Here vra, kan ons dit nie maar vat nie. Toe kry ons medelee. En nou breek dit my hart wanneer mense deur dit gaan, want ek het medelee, want ek weet, as Jesus, as God, in sy goddelikheid, deur hierdie versoekings geflout het, hoe kan hy met jou en my medelee hê, wanneer dit swaar is, en wanneer ons nie verstaan, dat daar nie genesing wil kom nie, en daar weer bestraling moet kom, en hoe kan hy? Hoe kan hy? Hoe kan hy? Maar hy kan. Want hy moes dit oorwin. Daai begeertes. So beteken dit ons gaan nooit weer begeer? Nee,
But we know how to handle it now. Through grace we go to the throne. Voordat 'n versoeking word, voordat daai saadjie begin ontkiem. Hy het nog nie eens kans gekry om te ontkiem nie. Dan smoor ek hom dood. Want as ek hom los, then it becomes more difficult to conquer it. As jy dankbaar vir genade. Ja, dit voel vir my, ons gaan volgende jaar weer oor genade moet praat. Dit voel nou, we're just getting there. Ek dink daar was nog 2 skrifte, jy kan dit gaan lees. So Jesus se stryd was dieselfde stryd as wat ons gestry het. Jesus het die oorwinning behaal, nie as God nie, maar as mens. En daarom, geliefdes, kan ek en jy ook die oorwinning behaal. Want ons het een wat ons hoëpriester is, wat nie aangestel is deur mense nie. Hy het deurgegaan met sy eie bloed, die prys betaal, ingegaan in die allerhoogste, en hy het homself gegee as 'n offer, sodat ek en jy in hierdie oorwinning kan leef, sodat ek en jy in hierdie genade kan leef. Die skrif is daar. Alles wat Jesus gedoen het, kan ons ook doen. Dis nie ek wat dit sê nie, Jesus het dit gesê. Want daai selfde genade, daai vermoë van God, is tot ons beskikking. Geliefde, ek en jy kan uitstyg bo die sonde. Jy kan die mens wees wie God jou geskep het om te wees. Sy goddelike plan en doel vir jou lewe uit te leef. Ons kan in oorwinning leef deur die genade. Kan ons vir die Here lofoffer gee vanmôre? En uit sy volheid het ons almal ontvang. Ja, genade op genade. Draai net na iemand langs jou toe en sê, ek is dankbaar vir genade. Is jy dankbaar vir genade? Draai na daai selfde persoon toe en sê vir hulle, genade gee my nog 'n kans. Nou staan saam met my op. Want nou is jy moeg gesit. It's amazing grace. It's amazing grace. But we have to go to the throne of grace. En ek wil jou weer uitnooi om in hierdie week hierdie troon van genade vas te gryp vir jou situasie, vir jou omstandigheid, wat dit ook al mag wees. Want daar is genade. Daar's 'n troon. En daar's 'n hoëpriester. Daar's 'n hoëpriester. And he knows. Here, wat 'n voorreg is dit om U te ken. Ons hoëpriester. Ons hoëpriester van genade. Wat vir ons die weg gebaan het deur sy eie offer homself te gee. Here, vanmôre is ons dankbaar vir die woord. Heilige Gees, my gebed is dat U die naprediker sal wees en dat U ons sal herinner aan U woord. Here, ons wil nie onsself vestig in mense se opinies of ideologieë nie. Ons wil ons vestig op U woord en in U woord. Want U woord is ewig. U woord is getrou. U woord is die waarheid.
En vanmôre staan ons voor U, Here. Ons is kandidate vir U genade. Ons stel ons oop vir U genade. Here, U genade is daar vir ons. U genade is genoeg, het Paulus gesê. Here, U genade, U vermoë sal vir ons elkeen die oorwinning gee. Here, U weet elkeen wat vanmôre voor U staan. U weet wat is ons battle, wat is ons journey, wat is ons swaar en moeilik, wat is ons uitdagings. En in hierdie week, Here, wil ons kom, Here, net om weer eens voor U te buig en U troon van genade vas te gryp. Here, sodat ons U kan ervaar en beleef in U heerlikheid. Ja, Here, as ons by daai troon gaan uitkom, Here, kan U dalk vir ons deur U Gees 'n klomp ander goed sê. U kan dalk vir ons uitwys waar daar begeertes is wat versoekings word. Waar daar goed is wat ons moet oorwin. Maar dankie dat U vir ons die oorwinning bewerk het. Here, ons wil hierdie uitnodiging aangryp. Vanmôre wil ons net kom sê dankie, dankie, dankie. Net daar waar jy staan, in jou eie woorde, wil jy net vanmôre vir 'n oomblik vir die Here dankie sê.